Goeiemôre. Ons kyk vanoggend na die verhaal van Jeremia en dan spesifiek Jeremia 1 rondom die roepingsverhaal van Jeremia self. Ek wil graag uit die gedeelte lees hier van vers 4. Die woord van die Here het tot my gekom, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het geantwoord, ek kan nie goed praat, ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is te jonk nie, jy moet gaan na wie ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel het om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. En dan lees ons die verhaal hoe die Here sy hand uitgesteek het, sy lippe aangeraak het, eintlik om te suggereer dat die woorde wat hy spreek is dan eintlik ook God se woorde vir die volk Israel. Gemeente, ek onthou in die COVID-tyd het daar 'n video rondgegaan van 'n ouerige pastoor wat eintlik gereageer het op 'n opmerking wat iemand gemaak het deur te sê dat hulle nie nou kans sien om kinders te hê, want hulle wil nie eintlik graag kinders hê in 'n tyd soos nou nie. En eintlik was die argument dan daardeur om te sê dat die toekoms is so onseker dat ons nie 'n kind wil kry in hierdie onsekere tyd en dan spesifiek my kind grootmaak in 'n tyd wat dit vir hulle eintlik ontwrig nie. Sy opmerking was gewees deur te sê, maar ons moenie so dink oor die lewe nie, want ons moet glo dat die Here vir ons elkeen op 'n bepaalde tyd in die geskiedenis van hierdie wêreld laat gebore word. En die feit dat ek vandag gebore word of dat ek vandag leef, beteken dan ook dat die Here eintlik vir my en vir jou bemagtig het om in 'n tyd soos nou te leef. En die argument wat hy gebruik het was juis ook in aansluiting by Jeremia, waar hy dan ook om sê dat ons moet onthou dat die Here vir ons al reeds in die baarmoeder gevorm het, bemagtig het, toegerus het, om eintlik in te leef in 'n tyd waarin ons gebore word. Nou ek dink as mens hierdie gedeelte van Jeremia lees, dan bevestig dit eintlik dit wat die pastoor dan ook gesê het. As mens kyk na hierdie roepingsverhaal, dan weet ons net dat Jeremia 'n baie moeilike taak ontvang het. Ons sien dat hy dikwels probeer wegskram van hierdie taak, omdat hy die onmoontlike moet doen, deurdat hy eintlik vir die Israeliete moet sê dat God sy rug op hulle gedraai het, en dat hy hulle gaan wegvoer in ballingskap, eintlik as gevolg van die ongehoorsaamheid van Israel. In hierdie gedeelte hoor ons hierdie roepingsverhaal, ons hoor dat hy die woorde gebruik, dat die woord van die Here tot my gekom het. Hy vir ons vertel hy in hierdie roepingsverhaal dat hier eintlik 'n gesprek plaasvind tussen hom en God, soos wat hy dit ook doen by Abraham en by Moses en Jesaja en Esegiel, en dat hy dan inhoud gee deurdat hy sê vanuit hierdie verhouding wat hierdie persoon met God het, is dit dat die Here dan eintlik vir hom sê dat hy vir hom spesifiek ek wil amper sê target of roep, en dat hy deur hom iets wil doen wat hy wil gebruik as getuienis in hierdie wêreld. So ons kan sê, as ons praat oor roeping, gaan dit eintlik oor God se stem wat na ons toe kom, God wat ons roep, vir ons word bewus van 'n spesifieke plan wat God met ons lewe het, en so gebruik hy my en maak hy my deel van sy taak oor hoe hy die wêreld van vandag ook rondom my wil verander, ook deur my en met my spesifieke gawes. Die feit is dat die Here ons roep, die Here neem die inisiatief in hierdie verhouding, die Here kom sê, ek bemagtig jou, ek roep jou, ek het 'n spesifieke taak vir jou, en dan wanneer hy hier met Jeremia praat, dan sê hy vir hom, ek het jou geken, ek het jou gevorm, ek het jou aan my gewy of geheilig, en ek het jou aangestel, ek het jou gekies as profeet in 'n tyd soos nou. Maar wat vir my opval van hierdie gedeelte is dat hy sê,
dat God hom geken het nog voordat hy hom geskep het. En eintlik kan ons daardeur sê dat die Here hom in gedagte gehad het toe hy hom gevorm het. Dat daar 'n spesifieke taak was wat die Here vir hom voor doel gehad het en dat hy hom juis bemagtig het en gevorm het en toegerus het en gekies het vir hierdie spesifieke taak wat God ook vir hom gegee het. En as ons dit hoor, kan ons vanoggend ook sê dat dit nie net van Jeremia waar is nie, maar ook van my en van jou. En dat die Here vir ons ook om sê, ek het jou gevorm omdat ek 'n spesifieke doel gehad het met die lewe en met die skepping. En dat ons inpas in daardie doel wat God ook met die skepping het. Jeremia se eerste reaksie is natuurlik om verskoning te maak om te sê, Here, ek is nog te jonk, ek kan nie goed praat nie. Die woord vir jonk beteken, Here, ek is nog 'n seun. En as hy sê ek kan nie goed praat nie, beteken dit nie hy het nie die verbale vermoë nie, maar hy kom sê, Here, ek het eintlik nie die gesag om met iemand te kom praat nie. En dan is dit dat die Here woorde gee wat sy taak uitwys deur te sê, maar ek gaan jou aanstel. Ek gaan jou lippe aanraak, ek gaan jou bemagtig. Deurdat dit wat jy sê is nie jou woorde nie, maar dis my woorde vir die volk. En hy sê ek gaan jou gebruik om te breek, uit te roei, te vernietig en plat te slaan. Maar daarmee saam sê hy, ek gaan ook jou gebruik om te bou en te vestig. So hy kondig die oordeel van God aan, maar daarmee saam ook God se hart wat sê, ek wil herstel, ek wil mense in 'n verhouding met my bring. En daarom is dit nie net vernietigend nie, maar ook die opbou en die vestiging ook van God se koninkryk. Hy gebruik die beelde van amandeltak, dat hy sê hy wag om sy oordeel te vel. Hulle is soos 'n kokende pot wat dui op die Assiriërs en die Babiloniërs wat hulle sal wegvoer in ballingskap. En dan kom die Here en hy sê vir Jeremia, maar ek sal vir jou staande hou, ek sal vir jou beskerm. Ek sal vir jou vestig, daarom sal jy 'n vestingstad wees, 'n ysterpilaar, 'n bronsmuur. En die ongelooflike van hierdie roepingsverhaal is dat die Here ook vir my sê, dat die Here ons nie net stuur nie, dat hy ons nie net gekies het nie, maar dat hy ons ook beskerm en toerus en bemagtig, ook vir die roepingsverhaal wat God met ons het. As ons gaan kyk na ons eie roeping, dan weet ons dat die Here roep ons om in 'n verhouding met hom te leef, maar die Here gee vir ons ook spesifieke gawes. Hy gebruik vir ons ook om sy werk hier op aarde voort te sit. En daarom ons getuieniswerk na buite, daar waar ons in barmhartigheidswerk betrokke is, of die ondersteuning van mekaar, is dit dat die Here vir my gekies het en bemagtig het om in 'n tyd soos nou te leef. En daarom kan ons nie ontwrig word deur die politiek van ons land nie. Ons kan nie terugsit en bekommerd word nie. Ons moet sê, ek is gekies vir 'n tyd soos nou. En die Here het vir my geken en die Here het vir my geheilig aan hom en toegerus om nou te leef en om 'n verskil te maak in hierdie wêreld en om juis God se koninkryk te vestig in ons gemeente, maar ook in ons gemeenskap en in ons land. En kom ons bid dan saam. Here, mag U vir ons herinner daarin dat U vir ons geroep het, dat U vir ons gekies het en gevorm het om juis U getuie te wees, ook vir vandag. Amen.